Julle stel julle voor dat ek begin vandag se diens deur vir julle die wêreldse perspektief te gee oor wat die kerk is. En vra oor waarom sal 'n jong mens nog enigstens kerk toe kom? Dis nou al 'n uitgediende stelsel of instituut. Hoekom moet 'n ouer lidmaat iets van hulle ervaring kan deel? Die jeug verstaan dit mos in elk geval nie meer nie. Die kerk is klaar, sy tyd is verby in hierdie moderne wêreld. Ek wil vir julle sê, sulke stemme in die wêreld is nie vreemd nie. Ons hoor dit in media, ons hoor dit op sosiale platforms, in koffiewinkels, en soms, as ons eerlik is, hoor ons dit soms ook in ons eie harte. Die kerk het irrelevant geraak in die wêreld waarin ons bly. Maar weet julle, en dis hoekom ons, ek wil amper sê, twee parallelle gedeeltes gekies het, uit Joël 2 en uit Handelinge 2, wat vir ons 'n ander verhaal vertel, een van hoop, van eenheid, en die krag van God se gees, wat generasies verbind. Want dit is eintlik ek wil amper sê, die groot boodskap vandag, is dis die krag van God se gees, wat generasies aan mekaar verbind. Met ander woorde, die kerk is nie maar 'n museum van die verlede, soos wat baie mense in die wêreld sê nie. Maar dis 'n beweging van hoop vir die Here, vir waar ons nou tans lewe en ook vir die toekoms. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk hoe God se gees die kerk tot 'n lig in 'n donker wêreld waar oud en jonk kan saam gebind word om sy lig ten toon te stel. En ons het dit op verskeie wyse hier afgelope tyd gesien. Ons het dit gesien oor die hele drama oor die wegraping wat hierdie week ontvou het en gelowiges wat seer gekry het, selfs sommige gelowiges wat hulle goederes verkoop het want hulle was so oortuig dit is die datum gewees. En ewe skielik sien 'n ou ook die veroordeling op sosiale media. En ek en Liesel het baie gesels, ons het eintlik soveel deernis moet Dani Botha wat so 'n fout gemaak het deur 'n datum te koppel aan iets wat hy miskien regtig waar van die Here gehoor het. En dan die wêreld wat daarna kyk en sê, maar as dit die Christendom is, wil ek niks hiermee te doen hê nie. En tog is daar 'n ander boodskap. 'n Boodskap dat die kerk is eintlik die bron, die ding in hierdie wêreld wat vir ons hoop kan gee in 'n wankelende wêreld soos ons groot tema is. So kom ek lees vir julle Joël 2 vers 28 tot 32 en dan ook Handelinge 2 en julle sal amper verbatim dieselfde woorde hoor. Joël 2 vers 28 sê die volgende: na hierdie dinge, ek sal julle nou vertel wat dit beteken, na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Selfs op die slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. Ek sal tekens gee in die hemel en ook op aarde, bloed en vuur en kolomme rook. Die son sal verander word in donkerte en die maan in bloed, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, ontkom, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontvlugting wees, soos die Here gesê het. Net hulle wat deur die Here geroep word, sal vry wees. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 14, die Heilige Gees is uitgestort en Pinkster, Petrus staan op en hy praat met die mense hieroor. In vers 14 lees ons dan die volgende: daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe: Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, dit is immers nog die 3de uur van die dag, met ander woorde 9 uur. Dis nou maar eers is vroegoggend. Vanoggend in ons taal sal ons sê die vliegtuig is nog eers oor. Dit is nog eers die 3de uur van die dag. Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig. En dan haal hy vir Joël verbatim aan. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort.
Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal bo in die hemel wonders bewerk, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Hier is 'n bietjie 'n verskil. In Joël staan daar die verskriklike dag van die Here. En hier in Handelinge 2 sien ons die glorieryke dag van die Here. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, verlos word. As ons kyk na hierdie twee gedeeltes met hierdie parallelle woorde, dan kan ons afskop deur te sê, ons sien hier God se belofte van die Gees, wat hy in Joël 2 vers 28 tot 29 doen. Daai dat ek my Gees sal uitstort op alle mense. As ons 'n bietjie kyk na die konteks en die betekenis waar in die profeet Joël gepraat het, dan sien ons Joël skryf in 'n tyd van krisis, sprinkaanpla, droogtes, nasionale verwoesting. Die mense, die kinders van die Here voel asof hulle van God verlaat is, asof God heeltemal afwesig is in hulle lewe. En dan kom die Here, en dan kom God met 'n belofte van herstel. Nie net vir die land nie net vir die fisiese herstel nie, maar ook vir die hart van sy volk. Die sleutelwoord in Joël 2 vers 28 en 29 is dis Hebreëse woorde kol bazar, alle vlees. Alle vlees. Voorheen was die Heilige Gees uitgestort in sy uitstorting beperk tot spesifieke mense, soos byvoorbeeld leiers en profete soos Elia, die priester Sagaria byvoorbeeld, of konings soos koning Dawid. En ewe skielik sien ons 'n radikale wegbeweeg van waar die Heilige Gees beskikbaar is net vir 'n uitgesoekte klompie mense wat gewoonlik met 'n baie spesifieke taak getaak is. En ons sien nou word sy Gees universeel uitgestort, ongeag ouderdom, geslag of sosiale status. Manne, vroue, selfs jou werkers, jou slavinne en slawe in die huis. Wanneer ons kyk na die 3 dinge wat Joël sê gaan gebeur, profeteer, drome droom en visioene sien, dan sien ons in die Griekse woord vir profeteer en wat ons in Handelinge ook baie mooi kry is profeteo. Ou kan sommer hoor prophet, né? Die Engelse het dit letterlik net so gevat. Profeteo, ek profeteer. Wat beteken om onder God se inspirasie te praat? Om sy wil te verkondig. So dit gaan nie net oor voorspellings nie, verseker oor voorspellings, maar dit gaan ook om God se waarheid en God se hoop in hierdie wêreld uit te spreek. Een ding wat die profete baie gedoen het, want die profete moes baie keer met oordeel profeteer, maar dan het hulle altyd ook 'n boodskap van hoop gehad. Dat as die volk terugkeer, sal hulle weer herstel word. En daai, ek wil amper sê belofte van hoop, is die rol wat ons as kerk in 'n moderne wêreld moet spreek. Dan sien ons die ouer mense sal drome droom. Die ouer mense verteenwoordig natuurlik wysheid en insig, gewortel in jare se ervarings. En terwyl die jong manne visioene sal sien. Nou visioene is natuurlik beelde van inspirasie en idees vir die toekoms. En wat so kosbaar is vandag nog, werk die Here net so. Maar langs die pad het die kerk half hierdie ding verloor om sensitief genoeg te wees vir God se Gees om te beleef, maar hierdie is nie net sommer 'n droom wat deel is van my onderbewus en die Here wil iets sê, of hierdie is nie net 'n beeld wat ek sien nie, die Here wil 'n prentjie vir die kerk omgee, of dit word op my hart gelê om die volgende te sê. En as ek, en hulle sê mos hindsight is always 20/20 vision,
En as ek nou daar in die boot af was, sou ek gesê het, die kern van my boodskap moes wees, maak gereed, wees gereed. Want dit is wat 'n goeie profeet sal sorg, is dat sy mense gereed is vir wat ook al die Here wil doen. So ons sien dat in hierdie, ek wil amper sê belofte wat Joël uitspreek, 'n profetiese woord wat uitspreek, breek hy met die verlede en die beperkings dat die Heilige Gees net op besonderse mense uitgestort is vir spesifieke take. Maar hy skep, as ons kyk na hierdie gedeelte en Handelinge herhaal dit, hy skep letterlik hierdie intergenerasionele dinamiek, né? Hy praat nie van die mense sal profeteer en drome en visioens sê nie. Hy is baie spesifiek. Die jong mense sal dit doen, die ouer mense sal dit doen. En ewe skielik raak die rol van die kerk intergenerasioneel. Met ander woorde, soos wat ons vandag hier sit. Jy's miskien al deel van aan die ouer kant van 60 of jy's aan die onderkant van 60 of jy's aan die onderkant van 30 of waar ook al. Maar nou kom die belofte en sê, ek sal my gees uitgiet op alle vlees, op alle kinders van die Here. So jy het 'n roeping en jy het 'n rol om te speel. En saam is dit 'n kragtige balans. Ek dink sonder jong mense, en dit is die een groot droom wat ons het, is ons wil graag hê dat ons die jonger generasie intrek. Ons trek hulle in ons leierspan om te kan hoor wat hulle sê. Wat het ons ook nodig om relevant te wees vir 'n jonger generasie? Want sonder dit is daar nie 'n balans nie. Sonder die jong mense gaan die kerk staties doen. En ek wil sê, en sonder die ou mense kan die kerk roekeloos word. Ons het daai balans nodig van oud en jonk wat saam in 'n geloofsliggaam saamwerk. Ek dink 'n mooi voorbeeld sal wees om dit te illustreer is 'n vuur in 'n kaggel. Die jong mense is daai vlamme, helder, vinnig, vol energie, en die ou mense is die kole, stadig maar vol blywende hitte. Want 'n vuur sonder vlamme is dood, en 'n vuur sonder kole brand uit. Die kerk het albei nodig. En ek dink dit is die krag van Joël se boodskap, is ons almal is saam 'n familie, saam nodig in God se koninkryk. So as ons moet kyk na 'n praktiese toepassing daarvan, dan sal ons sê, vir die gemeente moet ons die ruimte skep waar jonk en oud saam kan werk. Intergenerasionele byeenkomste, ons kan nog dink oor die praktyk daarvan, oor hoe ou regtig vir jong mense en ouer mense bymekaar kry. Selfs in klein groepe behoort hulle bymekaar te wees, want ons kan leer bymekaar en ons moet leer bymekaar. Ek wil amper sê, as ou sê nou maar goed, dit is vir die gemeente, wat sê dit prakties vir die individu? As jy jonk is, soek vir jou 'n ouer mentor wat jou kan begelei. As jy ouer is, bied aan om 'n jonger lidmaat te begelei, om jou ervaring wat jy met die Here oor jare opgedoen het, te kan deel. Somstyds die stryd wat jy gestry het, somstyds jou stoei moet geloof, want jonger gelowiges stoei ook baie keer moet geloof. Daar is ook tye van twyfel somstyds in hulle lewe. En dan 'n vraag wat 'n ou dan vir die gemeente kan vra is, hoe maak ons weer ruimte sodat profesie, drome en visioene 'n rol speel in 'n gemeente se lewe, maar dat dit eg en autentiek is. Want ek dink ons almal het ook al kennis gemaak met die valse gedeelte van dit. Ek het in elk geval baie hard kennis gemaak ook met die valse gedeelte van profesie en van drome en visioene. Maar as daar 'n valse gedeelte is, moet daar ook 'n egte ene wees. 'n Counterfeit kan nie bestaan as daar nie 'n egte gedeelte is nie. En dis wat ek dink ons moet snap, dat ons het so bang geraak, want ons weet nie meer hoe nie, en dat ons sal vir die Here vertrou, om deur sy Gees ons daarin te begelei. Die tweede punt waar Joël miskien so bietjie verskil van Handelinge, hy bring ook die boodskap van hoop, maar hy praat van die verskriklike dag van die Here. Hy praat oor die werklikheid van oordeel en hoop in Joël 2 vers 30 tot 32.
Dis waar ons sien hoe die oordeel van die Here aangekondig word, né? Die tekens in die hemel en op die aarde, die kolomme van rook, die bloed en die vuur, die maan wat soos 'n bloedmaan sal lyk. Maar dan in spite wat hy so klem lê op die oordeel, sien ons dan sê, maar dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep ontkom. Is dit nie wonderlik nie? Joël gebruik hier, ons noem dit apokaliptiese taal, met ander woorde taal van die eindtye, om God, om die Here te beskryf en die eindoordeel te beskryf, maar ook om sy verlossing, sy genade te beskryf. Die sleutelvers in Joël 2 is natuurlik vers 32. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal ontkom. Dit is 'n ongelooflike stukkie genade. Die Griekse woord is sosentai, dis so 'n snaakse woord, maar dit beskryf verlossing en bevryding. Verlossing en bevryding. So hierdie teks kom en hy kom balanseer hierdie twee waarhede. God se oordeel is ernstig en is werklik, maar sy genade is toeganklik vir elkeen wat na hom roep. Is dit nie 'n ongelooflike ding nie, dat al is dit sy oordeel so eg en werklik, is sy genade altyd daarmee saam. So die dag van die Here is nie 'n dag van straf nie, maar is 'n dag van hoop en herstel. Ou sou dit ook kon beskryf, soos 'n brandalarm in 'n gebou. Ek weet nie wie van julle alarms in julle huise het nie. En wat beleef het dat as dit in die nag afgaan, dan skrik jy jou mors dood. Veral as 'n kat of 'n dier dit laat afgaan. En jy's ewe skielik en dan bel gewoonlik jou alarmmaatskappy jou en jy antwoord en kyk, ek wonder al wat het ek al vir hulle gesê in daai oomblikke, want ek is nooit seker oor my woorde as ek mooi dink na die tyd nie. Ek het seker hallo gesê of is daar fout of wat ook al. Maar 'n brandalarm in 'n gebou het 'n belangrike funksie. Dis hard, dis skrikwekkend, dis ontwrigtend. My ore hou nie meer van harde geluide nie. Dit maak my ore seer. Maar dit is hard en verskriklik ontwrigtend om een rede. Dis daarom lewens te red. Dis die doel. Dit wil lewens red. En Joël se aankondiging van oordeel, Petrus wat dit in Handelinge herhaal, gaan hieroor. Dit gaan nie oor die oordeel nie. Dit gaan dat dit word aangekondig sodat dit soos 'n brandalarm lewens kan red en mense op die ou en die genade van die Here kan aangryp. As ons oorskuiwe van Joël se kant af na Handelinge toe, dan sien ons dat die goed wat Joël aangekondig het, word vervul in Handelinge. En dis wat Petrus eintlik kan kom sê. Dit wat Joël al daai honderde jare gelede gesê het, hier sit nou. Dit het nou gebeur. En dan sê hy, op Pinksterdag, want nou verduidelik Petrus vir die skare, word Joël se belofte vervul. Die Griekse woord vir uitstort is ekgo. En daardie uitstort beteken 'n oorvloedige, vrygewige uitgiet van God se gees. Die woordjie in Grieks wil juis hierdie hele idee van oorvloed, van amper te veel, van dit raak almal, wil hy kom aandui. Dis nie hier 'n ou druppeltjie en daar 'n ou druppeltjie nie, maar dis 'n stortvloed van God se teenwoordigheid. En dan verklaar Petrus die gebeure in Pinkster na aanleiding van Joël se profesie. En dan sien ons, en ek dink dis wat Handelinge wil doen, die kerk se identiteit word hier gedefinieer. Ons moet weet, ons is nie 'n sosiale klip nie. Jou dankoffer of jou geldjie in die kollekte is nie jou klipgelde nie. Ons is nie 'n klip nie, ons is nie 'n sosiale klip nie. Ons is nie 'n kulturele instelling nie. Ons is 'n Heilige Gees gedrewe beweging. Die Grieks daarvoor is kinesis to pneumatos.
En die van julle wat pneuma is die woord vir die Heilige Gees, soos 'n wind, druk, en daarom as 'n ou met pneumatic tools werk, dan is dit 'n toerusting wat deur druk aangedrewe word, 'n drukboor of wat ook al. En soms beleef mense of leef hulle asof ons 'n sosiale klip is. Want 'n sosiale klip gee vir die lede sekere voorregte. Die klip dien eintlik die lede. Maar ons moet besef, ons is die geestelike engine wat deur die Heilige Gees beweeg om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Pinkster kom sê Petrus, Pinkster wys dat die kerk nie staties is nie, maar dinamies. Dit is 'n gemeenskap waar elke lidmaat, jonk, oud, man en vrou, 'n roeping het om God se stem te wees. Jy is God se stem. Ons luister gister middag na die rugby gou na so getuienis van Richard van der Berg. En hy het dit ook so mooi gesê, dat ons is soms God, dis wat mense sien van God, is as hulle na ons kyk. En dan skrik ek soms as ek na myself kyk, en dink maar, is ek 'n goeie spieelbeeld van hoe God lyk in hierdie wêreld? Natuurlik sal ons dit nooit kan behaal nie, maar dis moet ons strewe wees. So soms, en ek dink dis die proses waarmee die Here met ons besig is in die kerk en ook in persoonlik. Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n Android foon. Kyk, dit voel vir my elke week kan stoot hulle 'n nuwe update uit na die foon. Dan moet ek weer die foon update. Ek wil amper sê, dis wat die Heilige Gees met ons kom doen. Hy kom update ons, sodat ons al hoe beter en al hoe meer sal lyk. Hy gee vir ons die nuwe sagte ware, sodat ons God se lig in hierdie wêreld kan laat skyn. Maar ek dink die belangrikste, ek het aan die begin gesê, God se profete, wanneer hulle God se oordeel uitgespreek het hulle ook altyd hoop gebring, herstel gebring, restaurasie gebring. En dit is die 4de punt van hierdie gedeelte in Handelinge, dat die kerk is die hoopbringer in hierdie wêreld. Dis wat Handelinge 2 vers 19 tot 21 vir ons kom sê. Wat 'n ongelooflike stukkie hoop, genade. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Petrus kom herhaal Joël se belofte, dat verlossing nou universeel is, vir elkeen wat God aanroep. Dis nie beperk tot een groepie, kultuur nie, generasie nie. Die kerk se missie is om hierdie hoop na die wêreld uit te dra. En ek is tans baie opgewonde oor die proses wat vaar stadig maar seker begin skuwe om slegs lidmate te wees, na om disippels van die Here te wees. Want dit is eintlik die roeping van die kerk. Die kerk is God se instrument van hoop in hierdie wêreld. 'n Wêreld wat regtig waar vol skeuring en vol pyn is. Ons sien dit. Ons die moord op Charlie Kirk is nog vars in my brein. Ek het op 'n stadium gesit omtrent al wat op die nuus en die sosiale media gedraai het. Dan besef hy soos baie boosheid in hierdie wêreld. Maar die instrument van hoop is nie net ou mense of net jong mense nie. Dis alle mense. En dat ons saam die verskil gaan maak. Jong mense bring energie en nuwe idees. Ou mense bring wysheid, ervaring en volharding. En so word die kerk saam die lig wat mense na Christus sal trek. Ek dink en is van julle wat hospitaalpersoneel is, wat hierdie beeld mooi sal verstaan. 'n Goeie hospitaal het jong dokters met die nuutste ervarings, ervare spesialiste met jare se ondervinding, wat ongelooflik is,
verpleegsters wat sorg dra, wat experts is in wat hulle doen. En dan ook die ondersteuningspersoneel wat hierdie hospitaal moet laat loop. As een van daai groepe wegval, val daai hospitaal in mekaar. Jy het hulle almal nodig. En so is die kerk, so is ons vandag saam hier, oud en jonk. Ons is 'n span wat moet saamwerk om God se hoop te bring. En dis wat ek vertrou ons al hoe meer gaan sien. Maar wanneer ons kyk na Joël 2 en Handelinge 2, is die vraag maar, hoe lyk hierdie praktiese integrasie vir die gemeente, vir die ouer mense, vir die jonger mense, vir die leierskap? Ek dink daar's 'n paar baie praktiese riglyne wat ons kan uit hierdie gedeelte kry. Vir jong mense, ek het dit nou gesê, soek gerus vir jou 'n ouer mentor in die gemeente, iemand wat jy weet die pad van die Here lank stap, wat ernstig is. Help, ek wil amper sê, wat jou kan help om jou geloof te vorm. En vir die ouer mense, deel jou geloofsverhale, jou stryd, jou oorwinnings, jou drome. En ons kan 'n aand organiseer waar ou sulke, ek wil amper sê, sulke geleenthede kan skep waar ons dit met mekaar kan deel. Die leierskap van hierdie gemeente het die volgende verantwoordelikheid. En dit is om jong mense te bemagtig om die leierskap op te neem. Hulle ook te ondersteun met die wysheid en ervaring van ouer leiers. Vir die gemeente beteken dit prakties dat ons 'n hoopstasie in jou gemeenskap moet wees. En vir ons, dink ek, as ons saam daaroor dink, is dit iets wat ons moet laat gebeur, want dis die vraag wat ek my altyd self afvra is. As ons toemaak, gaan ons hierdie gemeente verskriklik mis. Maar gaan die gemeenskap ons mis? Dan kan ek nie altyd dink dat dit so is nie. Maar dan moet dit so word, as dit nie so is nie. En daar is soveel goeders wat ons kan doen. 'n Bediening wat in die praktyk kan help. Kos vir armes, berading vir gebroke mense, 'n jeugprogram vir jong mense wat dit hoop het. En dis wonderlik, ons is besig onder andere met jeugprogramme, ook in die kinderoor. Dis wonderlik. Maar die gemeenskap moet weet, hierdie is 'n hoopstasie. Jy's welkom hier. Jy sal gehelp word hier. Jy sal omarm word hierso. Maar vir elke individuele gelowige is daar ook 'n praktiese ding om dit te sê. Gee vir jouself hierdie week 'n uitdaging. Hoe kan ek hierdie hoop wat ons het, hoe kan ek dit uitdra? Dit kan wees om 'n kollega miskien te bemoedig wat dit nodig het, wat deur swaar tye gaan. Kan wees om 'n vriend te bel. Dit kan wees om soms net 'n gebed op sosiale media te deel. Ek het daarom al die wonderlikste gebede op sosiale media gesien. En dan is dit mos so dat daai dag wat jy dit lees, is die dag wat jy dit nodig het. En dan beteken dit. Ek wil afsluit deur te sê, die kerk van Hoop bestaan nie omdat ons die beste programme het in die omgewing of die coolste musiek nie. Dit bestaan omdat God sy gees uitgestort het op alle vlees, op alle mense, jonk en oud, man en vrou. Nie in die geloof en ervaar in die geloof. Die kerk is dus 'n hoopstasie, 'n beweging aangedryf deur die Heilige Gees, waar elke generasie saamwerk om God se lig te laat skyn. En dis my gebed en dis my hoop, dat ons gemeente 'n kerk sal wees wat hoop bring. Waar jong mense se visioene en ouer mense se drome hande sal vat, vol van die Gees, om 'n wêreld wat hinker na hoop te verlig, met die liefde van Jesus, wat dit so nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons in ons intimiteit met U so groei, dat wanneer U vir ons 'n beeld laat ervaar, wanneer U vir ons 'n geestelike indruk in ons hart laat val, wanneer U vir ons 'n droom laat droom wat buite dit is wat ons in elk geval leef, dat ons die onderskeiding sal hê om dit te herken. En dat ons ook die platform sal hê om dit met mekaar te deel,
sodat ons saam kan groei in intimiteit met U, saam kan groei ook in die rigting wat U ons instuur. Dankie dat ons die geskrifte het waar Petrus vir ons kom sê, al is dit 2000 jaar gelede, maar die belofte van Joël het al reeds waar geword. Die Heilige Gees is nie beperk vir 'n paar uitgesoekte geestelike leiers nie. Die Gees is uitgegiet op alle vlees, op elke gelowige. Ons het toegang daartoe. En wanneer ons toegang daartoe het, sal ons ook die bonatuurlike al hoe meer beleef in ons lewe. Die drome, die visioene, die beelde. Om ons al hoe meer as 'n geloofsfamilie 'n hoopstasie te maak. Mag ons dit wees in ons gemeenskap. En help ons dat ons prakties daaroor sal dink, Here, om dit te laat gebeur. In Jesus se naam kom vra ons dit. Amen. Julle, kom ons ontvang die seën van die Here en onthou, voordat jy instap, kom sit net jou kaartjie voor neer en jou pen as jy 'n pen van Wessel gevat het, dat hy met dieselfde aantal uitstap as wat hy ingekom het. Dit sal nou nie goed lyk as hy met minder penne uitstap as wat hy mee ingekom het. Kom ons staan, ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede kom gee. Amen.